Goeiedag. Ek wil graag met u vandag gesels in die hand van Exodus 2 vanaf vers 1 tot 22. Neem gerus bietjie tyd en gaan lees dit. Baie mense het al die gevoel gekry van dit is die einde van die pad. Het jy al so gevoel? Ek het nou aan die einde van my pad gekom. Wanneer 'n mens so voel, wil 'n mens maklik boedel oorgee. Jy voel dus alles verby. Daar's niks meer om te beredder nie. Dit is werklik waar alles verby. As jy na die feite kyk, dan sê die feite alles is verby. Maar in 'n kind van God se lewe is dit nooit die einde van die pad nie. 'n Mens kan so maklik voel dis die einde van jou lewe, dis die einde van jou besigheid, dis die einde van jou bediening, dis die einde van jou huwelik. Dis die einde van mooi dinge in 'n mens se lewe. Maar in 'n kind van God se lewe is dit altyd eerder die begin van 'n nuwe pad, as jy voel jy het aan die einde van jou pad gekom. Wanneer 'n mens aan die einde van jou pad gekom het, is dit juist dikwels daar waar God kan begin werk en iets niets doen, omdat jy dalk heeltyd in die pad was. Het jy al daaraan gedink? Wanneer 'n mens aan die einde van jou pad kom, kan God 'n nuwe pad vir jou maak. Nou aan die hand van Exodus 2 vers 1 tot 22. As 'n mens kyk nou na Moses se lewe, dan is daar vir my 3 geleenthede waar hy maklik kon voel hy het aan die einde van sy pad gekom. In die eerste instansie wanneer 'n mens so kan voel, is dit 'n omstandigheid waarin jy gebore is, wat jou kan laat voel, jy is sommer aan die einde van jou pad. Jy is sommer arm gebore. Jou ouma en jou oupa was ook arm en elendig. En al jou ooms en familie. En jy is nou maar in hierdie sekere familie gebore en jy is maar spul sukkelaars. Jy is in omstandighede gebore waar jy nie kan uitkom nie. So was Moses in omstandighede van slawerny gebore. Sy volk, die Israeliete, was vir baie jare slawe van die Egiptenare. Hulle was erg verdruk gewees, en verarm, en verswaard. En in hierdie omstandighede groei die volk van die Here, hulle getalle vermeerder. En nou Farao gee opdrag, dat jong hierdie Israeliete word nou 'n groot oormag vir ons. Ons moet van hulle ontslae raak. Enige seuns wat nou gebore word, moet dadelik om die lewe gebring word. En toe sy ma dit hoor, jy ken die geskiedenis, het sy 'n bissiemaatjie gevleg met pik bestryk en hom daar in die Nylrivier laat afgaan. En terwyl daardie ou klein seentjie so afdryf in die rivier, het daardie ma ook sulke gewonder, wat gaan van hierdie kind van my word? Het ek nou as moeder aan die einde van my pad gekom met my kind? Het my moederskap uitgeloop? Het die einde van die pad my moederskap aangebreek? Maar dit is so wonderlik, mense, hoe dat God tussen daardie bissies deur 'n nuwe pad maak, met die baba Moses, wat in daardie mandjie afdryf. En hoe daardie mandjie opeindig by die Farao se dogter, waar hulle besig is met die rivier. En sy daardie seentjie Moses in die paleis neem, en vir hom sorg en hom groot maak. En hoe dat God eintlik besig raak met Moses, om hom op te lei as 'n staatsman. Hoe dat God besig is in die opvoeding wat hy daar kry by Farao, om hom toe te rus, om 'n leier te wees eendag, om die volk uit slawerny uit te lei na Kanaan toe. Baie keer, wanneer 'n mens voel jy het op die einde van jou pad gekom, maak God nuwe paadjies, waar hy jou gaan voorberei, jou gaan toerus, jou gaan leer, om die nuwe pad te bewandel, wat hy voor jou gaan stel. 'n Mens kom in opstand, en 'n mens rebelleer teen God, as 'n mens voel, jy het aan die einde van jou pad gekom. Maar dan is dit juist dikwels God wat daar werk. Dan is dit God wat jou in 'n bepaalde rigting instuur,
waar hy werk en niemand gaan hom keer nie. Hy bring soms omstandighede oor jou lewe waar jy net maar geen beheer oor jou het nie. Al die drade hang los. Die struktuur val uit mekaar. Dit voel of jy rigtingloos wegdrywe deur omstandighede in 'n Nylrivier en jy weet nie waar jy gaan uitkom nie. Jy voel jy's aan die einde van jou pad. As jy in so 'n situasie is, wil ek jou aanmoedig en jou troos en vir jou sê, daai baba Moses het nie geveg en geworstel in daardie mandjie van bissies nie. Hy het rustig agteroor gelê. Nie geweet waar hy sal uitkom nie. Maar daar was 'n groot God, wie se hande om hom was, wat rigting gehad het vir hom. Geen net oor aan die Here. Hy maak 'n nuwe pad. Hy laat omstandighede meewerk. Die krokodille van die Nylrivier gaan nie by jou kom nie. Daar is geen vernietiging wat jou gaan tref nie. Ontspan en gee oor en sien by watse bestemming gaan God vir jou bring. As jy die omstandighede dalk net vandag kan verklaar en kan sê, hierdie is 'n nuwe pad wat die Here vir my maak. Dis nie die einde van my pad nie. God maak in jou wildernis 'n nuwe pad. Hy maak in jou vreemde omstandighede vir jou 'n nuwe pad. Jy kan in vreemde omstandighede opeindig, soos Moses in die Farao se huis. Alles is vir jou vreemd. Jy voel so ontuis. Maar God is besig om daar vir jou 'n nuwe pad te maak. 'n Tweede geleentheid waar dit kan lyk of Moses aan die einde van sy pad gekom het, is die dag toe hy 'n oordeelsfout begaan het. Moses het nou groot geword. Hy het besef sy volk word baie verdruk deur die Egiptenaars. Hy het die geweldige onreg gesien teen sy volk. En hy het ook eendag gesien hoe dat die Egiptenaar 'n Israeliet slaan. En Moses was diep geraak daardeur. Hy was ontstel, hy was ontwortel deur hierdie onreg wat hy nou al oor 'n tyd beleef teenoor sy volk. En hy moes 'n geweldige warboel van emosies beleef het hier in die latere jare van sy lewe in die paleis van Farao. En in 'n oomblik van emosionele waansin begaan hy 'n oordeelsfout. Hy vermoor die Egiptenaar wat so onregverdig handel met die Israeliet. Dit is so maklik om in 'n oomblik van woede, van emosionele waansin 'n oordeelsfout te begaan. Dit is so maklik om in 'n oomblik wat jou emosies die hoogte ingeskiet het, 'n ding te doen wat eintlik teenstrydig is met wie jy is. Heeltemal teenstrydig met jou geloofsoortuiginge, met integriteit wat jy handhaaf, met jou karakter. Wat jy in 'n oomblik van waansin net 'n oordeelsfout begaan en iemand sien dit. Iemand hoor daarvan. Van die volgende dag, terwyl twee Hebreëse manne met mekaar staan en stry, mekaar beklei, probeer Moses hulle berispe. En die een sê vir hom, maar wag 'n bietjie, is jy nie die man wat net gister iemand doodgeslaan het nie? En Moses besef, iemand het hom gesien. Iemand het hom uitgevang. Sy lewe is 'n gevaar, hy moet nou hardloop. Hy moet net wegkom. Hy sien nie kans vir vervolging, vir vernedering, vir verleentheid nie. Mense, wanneer 'n mens 'n oordeelsfout begaan het, wil 'n mens weghardloop. Moses kon voel, ek het aan die einde van my pad gekom. Hier het ek groot geword in die weelde en rykdom van Farao se paleis. Ek is aangestel. Ek is 'n bestuurder in hierdie paleis, oor die land. Ek het alles nou bederf. Al wat my nou in die gesig staar is vernedering en vervolging. Gaan jy deur so iets? Jy oordeelsfout gemaak? Dink maar aan iemand wat in 'n onbesonde oomblik iemand doodgeskiet het, gesteel het,
Iets gesê wat hy nooit moes sê nie. Iets gedoen het wat hy nooit moes doen nie. Oorspel dalk gepleeg. Iets verskrikliks aangevang het. En jy wens jy kan maar liewer sterf op daardie oomblik. En as jy nie sterf nie, dan gaan jy weghardloop. Alles is daarmee heen. Jy's aan die einde van jou pad. Moses vlug. Die Bybel sê hy vlug na 'n vreemde land toe. Vers 15 sê, en hy sit daar in die woestyn, by 'n put. Put van swaarmoedigheid. 'n Put van neerlaag. 'n Put van mislukking. Kan jy dink die selfverwyt, die sielswroging, waardeur Moses moes gaan? Dit is dieselfde sielswroging, waardeur ons as mense ook vandag maar gaan, as ons voel ons het oordeelsfoute gemaak. En ons sit by hierdie put, en ons voel ons het aan die einde van ons pad gekom. Hoe dikwels maak mense oordeelsfoute, en dit hou gevolge vir 'n mens in. 'n Oordeelsfout kan maak dat jy ontsaglike skade ly, dat jy baie hartseer veroorsaak, dat jy jouself en baie ander verskriklik kon benadeel. Maar jy moet altyd onthou, God staar hom nie blind teen die oordeelsfoute wat ons maak in die lewe nie. As jy voel jy het aan die einde van jou pad gekom, maak dit nie dat God skaakmat gesit is nie. Dit maak nie dat God wanhoopig die arms in die lug gooi en sê vir hierdie man is daar nou nie meer 'n toekoms nie. Die Here is 'n God van groot ontferming, groot genade. Sy ontferming is steeds daar vir jou. Sy genade en barmhartigheid is steeds daar vir jou. Hy werk steeds. As jy voel jy het aan die einde van jou pad kom, sal God daar vir jou 'n nuwe pad maak. In die mees negatiewe situasie waarin jy in mag bevind, kom die Here en hy maak vir jou 'n nuwe pad. God het 'n bestemming vir Moses. Ja, hy het moord gepleeg. Ja, hy het weggehardloop. Hy het gevlug. Maar God het steeds 'n destinasie waar hy Moses gaan uitbring. Luister, God se bestemming vir jou is daar. Is daar. Moenie voel, jy het so erg verbrou, dat hy sy wonderlike planne met jou wat jy van geweet het, nie meer sal deurvoer nie. 'n Klompie jare vorentoe, sou Moses maar net 'n veewagter wees in die woestyn. Maar dit was 'n laaste fase wat Moses moes deurgaan. Miskien het die oordeelsfout wat jy gemaak het, 'n woestyn besorg in jou lewe. Miskien is jy op hierdie stadium so 'n bietjie van 'n swerwer. Onthou net, God is saam met jou daar. Hy gaan jou nie los nie. Anders sal jou los miskien oor oordeelsfout wat jy begaan het. Anders sal jou afskryf. Maar my God skryf nie mense af nie. Nie my God nie. Hy skryf hulle op. Hy staan by hulle. Al sou 'n moeder haar suigeling verlaat, nogtans sal ons God ons nie verlaat nie. Ander mag jou blameer. Kwetsende goed oor jou sê. Leuns oor jou versprei. Dinge erger maak as wat dit is. Maar weet net, as jy die oorsaak is daarvan dat jy vandag in 'n woestyn is, die God van genade is daar. Dis nie vir hom 'n verleentheid nie. Moses moes in die woestyn moes hy leer om te luister na God se stem. Hy moes sagmoedigheid leer in die woestyn. Moses was maar 'n bietjie van 'n willeman, hoor. Daar waar hy groot geword in die Farao se huis, het hy dalk so 'n bietjie van 'n oordrewe selfbeeld gehad. Hier in die woestyn het die Here vir hom sagmoedigheid geleer. Die Bybel sê, aan die einde van die dag, was daar niemand op die aarde wat so sagmoedig was soos Moses nie. Hy moes hier in die woestyn, waar hy alleen was, geloof leer. Geloof dat God daar is, dat God met hom praat. Al het jou oordeelsfoute jou in woestyne ingedryf. Dis die einde van die pad nie. Jy gaan God juis miskien daar ontmoet. Hom ontdek as jy God van liefde,
Hom daar ontdek as die God van vergifnis, as die God van beloftes, as die God wat dinge deurvoer, wat hy gesê het hy gaan doen. Moses was nie meer in die veiligheid, in die geborgenheid van sy moeder se arms nie, of in die veiligheid van die Egiptiese paleis nie. Maar hy was in 'n plek waar God met hom kon werk. Hy was in 'n plek waar hy God se heerlikheid kon sien, in 'n brandende braambos. Het jy oordeelsfoute begaan? Sit jy in die woestyn? God maak vir jou 'n nuwe pad daar. 'n Derde geleentheid waar dit mag gelyk het vir Moses, of hy aan die einde van sy pad gekom het, is toe die Here hom nie toegelaat het om saam met die volk in Kanaan in te trek nie. Onthou jy, die woord sê Moses het nie ingetrek nie. Die woord sê God self het vir Moses begrawe. Hy het nie ingetrek nie. Vir 40 jaar gaan hy saam met die volk deur baie ontberinge in die woestyn. Vir 40 jaar wat hy die volk verdra met hulle wispelturigheid. Vir 40 jaar is hy verdraagsaam teenoor die volk. Is hy gehoorsaam aan God. Tree hy vir die volk in by God. Werk hy hard dag en nag. Maar uiteindelik het hy as leier van die volk nie die voorreg om Kanaan eers te sien nie. Dit kan so onregverdig lyk. Dit kan mos vir ons lyk asof jy Moses verdien het om in Kanaan in te gaan. Maar mense, hy wat ons dink verdien om in te gaan, gaan nie in nie. God het 'n ander Kanaan vir Moses in gedagte gehad. God het 'n baie groter loon vir Moses voorberei as die aardse Kanaan. Die Bybel sê Moses was 120 jaar oud toe hy sterf. Sy oë was nie verswak nie en sy krag het nie vergaan nie. Deuteronomium 34 vers 7. Maar Moses het nie Kanaan ingegaan nie. Wat wil ek vir u sê? Daar's baie Kanaans in ons lewe. Dis drome, aspirasies, lewensideale, wat ons dalk nie in besit sal neem nie. Van hulle sal jy dalk in besit neem. Jy's dalk oud. Jy's afgetree. En jy kyk terug oor jou lewe, en jy dink, ek het geen werklike hoogtepunt in my lewe gehad nie. Ek het soveel drome gehad. Ek het aspirasies gehad. Ek het hard gewerk aan my drome. Maar niks van hulle het waar geword. Niks het gebeur nie. Ek wil vandag net vir jou sê, dat die aardse Kanaans mag nooit jou hemelse Kanaanse glans in jou oë laat verdof nie. Al bereik jy geen Kanaans in hierdie lewe nie, moet jy nie voel dat jy aan die einde van jou pad gekom. Jy's nou oud en afgeleef. Daar is geen geleenthede meer vir jou oor nie. Ek wil u vandag daaraan herinner dat ons is loseerders op die aarde. Ons is net tydelik hier. Ons leef vir God. Ons leef nie vir wat ons kan bereik in hierdie lewe nie. Dit is waar baie Christene afgode maak van hulle lewensideale en hulle aspirasies en drome. In die eerste plek leef ons vir God. Iemand het eendag gesê, my goal is God, and God himself, not joy, nor peace, nor even blessing. My goal is God. Vir baie Christene vandag is hulle doelwit nie meer God nie. Hulle doelwit is goed. Die goed wat God vir hulle kan gee. My lewe en jou lewe as Christene behoort nie te wendel om die goed wat God vir ons kan doen nie. Want dan word die goed gode. Ons doelwit moet wees God. As jy vandag na hierdie program kyk, en kyk terug oor jou verlede, moenie in selfverwyd of in hartseer ingaan oor lewensideale, Kanaans wat nooit bereik is nie. Jy het nie aan die einde van jou pad gekom nie.
Man, die pad lê nog voor. Daar is 'n nuwe pad van goud. Wat ander kan parelpoorte vir jou en vir my wag. Moenie voel, jy het geleenthede verbeur, jy is op die einde van jou lewensreis nie. Ek sluit af. 'n Kind van God kom nooit aan die einde van sy pad nie. Dit is altyd eerder die begin van 'n nuwe pad wat die Here graag vir jou maak. Skep moed vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag kan weet, wanneer dit lyk of alles stop in ons lewens, dan is die God van lewe en oorvloed nog steeds aan die werk. Nog steeds besig om ons vooruit te gaan. En hy wink vir ons en hy sê, volg my. Dis nie die einde van die pad nie. Hierdie reis saam met u, Here, is 'n groot avontuur. Dit is wonderlik om u te dien en u kind te wees. Bid nou vir mense vandag, Vader, dat hulle moed sal skep en voor hulle die nuwe paaie uitgestrek sal sien wat u vir hulle maak, as hulle voel dat aan die einde van hulle pad gekom. In Jesus naam bid ek dit. Amen. God seën u ryklik. Totsiens. The shadows deepen, and my heart bleeds. I will not question the way he leads. This side of heaven, I know in part, I will not question a broken heart. We'll talk it over in the by and by. We'll talk it over, my sweet Lord and I. You know I'll ask the reason, and he'll tell